Hello and welcome to our YouTube channel. I'm Johan Oberholzer and I'm so blessed to be with you today. We have been journeying through the first epistle of Peter, the last 5 weeks, and if you've missed any of those sermons, I would recommend you to listen to them. It is brilliant. We're using the time to really delve deep and to go deep into the Word, and I hope that today's sermon will do the same for you as you listen over whether it's YouTube or whatever other platform you're gonna hear this, that you'll be touched by what God wants to say. Now today's sermon is titled "The Beauty of Sarah's Submission," and we're gonna look at the scripture from 1 Peter 3 verse 1 to 7. But before we get there, we've been blessed this week to be able to go to Wesley Britz's house, and we've met little Eden Britz there, a freshly born little baby girl. What a blessing. It was so good to be there. But as I'm sitting there, I was sitting next to this beautiful table. And I'm sitting at this table and I'm looking at Wes and I'm saying, Wes, you know what? What a blessing that you have a table like this in your house. Now, you may look at me and go, well, that's not that different to the house that you may be living in. And I agree with you. If you think about any other person's house that you've been in, if I think about Retief Burger's house, I've been into his house. He's got a massive table as well, where his family gathers around. If I think where I grew up, my grandparents, they had massive tables. The family sat there and we had brilliant meals together. Now, why would I be sharing this thing about the table with you? It's around the table, there's specific rules for that family. There's specific rules that's applicable to that family. Now, you may look at the table and go, yeah, we've got this round table, and you'll see the photo of that round table there. That's this round table. And if you think about the round table, then you may look at this and go, I'm not exactly sure if that's in the family context, who's really the leader of this family? Who's the one that's leading the family if it's a round table? And it's perfectly fine if you have a round table. I'm not suggesting you throw the round table out. But the question is, so look at this round table and you're going, so who's the leader there? Or you may have a square table. You're going to have a square table, perfectly square. Again, who's the leader there? How does it work? And if you've got children, you will know our children will get upset when someone takes their place along the table. Or it may just be a nice big rectangular table that you've got in your house. When I was small, we had some rules in our house about the table. We were 4 boys, and we would go out swimming, and then there's lunch or dinner, and we would arrive, and we would sit there without a shirt on, and that would be a no-no. You do not come to the table without a shirt. You have to wear a shirt. Or I would sit there with my caps on, and that's also a no-no. You don't come to the table with a hat on. You need to take your hat off before you sit at the table. But that's just some of the small rules or small ways of we doing things. And I remember one specific instance where we had a friend that came over. He lived in a different dorp in the northwest, and he came over and he had to sleep over because the next day there was the rugby game there for the under-9s. He slept over, but that evening we sat at the table and he took 2 slices of bread and he put it on his plate. And I looked at him and I'm going, how can you be so so hungry? You take 1 slice, you eat the 1 slice, and then you take another one. There's enough bread. You don't put 2 slices on your plate. And I think that demonstrates this point that I'm saying is, if the context is different, his context is different. In his house, that's what they did. It didn't necessarily indicate how hungry he was, or that he was actually, maybe the Afrikaans word is gulsig. Was hy gulsig? Nee, hy was nie. In my uitkyk het ek gedink die ouetjie is gulsig soos hy daar sit met sy 2 snytjies. Ek sou een geëet het en dan nog een geëet het en nog een geëet het, maar ek sou nie gelyktydig in my bord gehad het. Dit was die reëls wat ons gehad het in ons huis. Nou, as ons gaan kyk na hierdie gedeelte in Petrus waarmee ons besig is, moet ons vir mekaar sê, daar's basiese 4 verskille wat ek gou wil uitlig, that I want to demonstrate, that I want to share with you. When you look at the scripture, what's been preached the last 5 weeks, and what I'm going to talk to you about today, for us to understand the context.
Because if you don't get the context, you're going to miss what's being said. And if I talk about context, we must understand that there's 2,000 years between when this epistle was written and where we are living now. And there's more than 7,000 kilometers between where it took place in Turkey and where we are now. This letter was written to the people of Anatolia, and that is it's Turkey. It's modern day Turkey. It was written for the Christians there. And it's a very, very different culture and a very different community than the one that we are known in and that we grew up in and that we are comfortable with. The first one that I want to show you and talk to you about is that we live in a rights-based world. Just think about that. Dit gaan net oor my reg. Ons leer ons kinders het regte. Ons het 'n grondwet wat ons regte beskerm. As jy my upset maak of jy doen iets met my wat nie mooi is nie, dan kan ek na die polisie toe gaan, want jy het my reg impak gemaak op my reg. Jy het my ontneem van 'n reg. En dis is ons werk, en dis hoekom die law profession so groot is, want dit beskerm en reg, dit gaan oor die regsbeginsels. Maar in hulle tyd het hulle gehad 'n shame en 'n honor culture. So dink gou so 'n bietjie, ons het nou die regte gedeelte hierso en dan het ons 'n shame en 'n honor culture wat teenoor dit werk. So as jy gaan dink aan shame en honor, hulle gaan byvoorbeeld dink aan hoe beskerm ek my eer? Hoe gaan ek my eer beskerm? Hoe gaan ek seker maak dat jy nie my familie beledig nie? Hoe gaan ek dit beskerm? So dis twee verskillende stelsels waar ons kyk, en wat ons moet in ag neem, dat Petrus skryf hierso vir mense wat in die honor shame gedeelte is. So wanneer ons na dit kyk, moet ons dink aan honor shame en nie noodwendig aan hierdie reg en verkeerd wat ons ervaar elke dag nie. Die tweede een is, ons kan kies. We choose our lives. Jy kan kies of jy getroud wil wees. Jy kan kies met wie jy gaan trou. Jy kan kies wat jy gaan studeer of wat jy wil word of wat jou werk is. Jy kan dit kies. Hulle het nie so iets gehad nie. Hulle het in 'n omgewing gebly waar dit geïnherit was. En as jy 'n vrou was dit nie vir jou te lekker gewees nie, want jy moes jou man se vriende volg, jy moes jou man se gode volg. Jy het as jy nou die dag besluit, luister, hierdie ding werk nie, hy abuse my en ek gaan ophou, of hy's ontrou aan my en ek wil wegbreek, daar is jy as vrou eintlik in daai stryds gewees. Dit was 'n moeilike omgewing gewees vir 'n vrou. As jy vandag vir my sê, maar wel, ek's 'n dame en ek's nie getroud nie, dan sal jy pretty goed vir jouself kan sorg op vandag. Dis nie 'n probleem nie. So 'n samelewing is heel wat anderster gewees as daai gedeelte in terme van wat jy kan kies vir ons en hoe jy dit net eenvoudig gekry het soos wat dit was. Dink byvoorbeeld aan 'n slaaf, jy moes jouself kon uitkoop uit slawerny uit. As jy nie kon doen nie, dan dit was jou status. En dis dieselfde met 'n kind of 'n vrou in daai milieu. Die derde een wat ons kyk na is om te dink oor waar ons vandag, ons bly agter mure en ons het alarms en ons lewe eintlik in 'n private hoedanigheid. Ons glo in 'n privaatheid, terwyl hulle baie in die publiek was. Jy dink sommer die storie van Jesus by die put, by die vrou, dis waar hulle by mekaar gekom het. By wells en by publieke baddens en by die mark en op straat. Een van die beste voorbeelde vir my van 'n kultuur wat nog so is, as jy in Pretoria Wes loop en jy sien al die mense daar uit Oos-Afrika uit wat op straat besig is, hoe hulle daar sit en jou dop hou. Hoe hulle weet presies waarmee jy besig is. Hulle sit vir jou en kyk, jy kom verby gestap en dis wat hulle doen. En dis die publieke gedeelte van hoe daai samelewing geleef het. Terwyl as jy waar ons bly stap, is almal in hulle huise, die gordyne is toe nie, hulle is agter hulle mure en agter hulle alarms. Hulle sien nie regtig wat aangaan nie. So daar's 'n verskil tussen we live in privacy en hulle bly in 'n publieke gedeelte. En dan die laaste ene is, ons lewe baie individualisties. Ek sal byvoorbeeld sê, hi, ek is Ewan, as ek jou so groet. Terwyl in hulle tyd, waar hulle deel is van 'n groep, sou hulle gesê het, hi, ek is die seun van Jan Abraham Oberholzer van Klerksdorp. Met ander woorde, dit is 'n heeltemal 'n ander manier om te kyk, om te sê, hier's ek individualisties, hier's ek deel van 'n groep. En wanneer ons na hierdie stuk kyk wat ek nou gaan lees vir ons, is dit belangrik om daai te verstaan. Ek gaan so 'n bietjie daarna verwys, soos ons deur die stuk gaan nou. So, 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Nou hy begin, hy sê, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word,
they may be won without a word by the conduct of their wives. When they see your respectful and pure conduct. Verse 3, do not let your adorning be external. The braiding of the hair and the putting on of the gold jewelry and the clothes that you wear. But let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves, by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. And you are children, if you do good and do not fear anything that is frightening. En die laaste versie, likewise husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the women as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Nou net sommer so op die sy, as jy nou vir my vra van 'n vers wat my nou bang maak, dan is dit nou hierdie vers 7. En dit gaan daaroor dat hulle sê, dat my gebede kan verhinder word. En ek dink my vrou Adele weet dit ook. En 'n paar jare terug sou ek, as ek nou 'n twis gehad het met haar, stilstype gehad het wat 'n paar dae gehou het. En ek sou nie kon bid nie. Of my gebede sou verhinder gewees het. En daai het verander na, as ons van mekaar verskil, of as daar twis is met mekaar, dat ek het baie vinnig, baie vinnig. Ek sê soos in 'n paar minute, dit uitsorteer en dit regmaak, want ek weet hoe belangrik dit is, as ek met my hemelse Vader wil praat, en dat hy my wil hoor, dat hy wil antwoord op wat ek sê. En dit is vir my belangrik. So ek noem dit sommer so in die verbygaan hier, maar ons sal later bietjie meer in diepte daarna gaan kyk. Nou kom ons gaan kyk, die eerste woord wat ek daar onderstreep is likewise. Nou, dit is interessant, want uit hierdie vers 1 staan daar likewise, en dan vers 7 wat ons nou net dan gaan kyk het, is dit ook likewise. En dit beteken net in dieselfde manier, op dieselfde manier. En dan sê ons maar, wat se manier, waarvan praat ons nou hierso? En as ons gaan kyk na die gedeelte uit 1 Petrus 2 vers 13 tot 17, waar hy praat oor die rulers, en dan in die volgende gedeelte wat hy praat oor die slawe, sê hy, met dieselfde manier waarop hulle submit, moet julle submit, vroue. Dis dieselfde manier. En hy sê vir die mans daai, likewise is dieselfde op die mans van toepassing. Jy kan gaan kyk na Efesiërs 5, praat hy daarvan. Hierdie kom nie so direk uit vir die mans nie, ons sal aangaan daar, maar ek wil dit net wys, ek wil dit uitbring hier, om te sê, likewise, soos ek het vir jou verduidelik in die voorhoofstuk, so kom hierdie uit in hierdie hoofstuk ook dan. Dan die tweede gedeelte wat ek daar gehighlight het, of onderstreep het, sien ons met, dis wives. Nou, hy spreek spesifiek vroue aan. En ons moet onthou, in hierdie kultuur, hierdie kultuur van shame and honor, 'n vrou wat bold wou optree, om te praat, was net nie geduld nie. Dis nie soos daai vrou moes wees nie. So wat Petrus eintlik hier vir die vroue sê, is, weet julle, in die kultuur waarin julle is, behoort julle te submit tot julle mans op hierdie rustige en stil manier. Moenie gaan argumenteer en gaan groot stories maak nie, want in die kultuur waarin jy is, in die omgewing waar jy is, gaan jy skaamte bring oor jou man en oor jou familie. En dis hoekom jy submit, want jy kan nou as 'n vrou gaan en sê, ek het net tot bekering gekom, ek ken die Here, en die rede daarvoor, of as ek dit gedoen het, weet ek het vryheid. Ons sê almal, where the spirit of the Lord is, there's freedom, daar's vryheid. Ek kan vry optree, ek behoort met my man so te kan praat. En Petrus is van, ek weet jy behoort so te kan praat, maar daar's twee goed wat hy eintlik doen. Hy sê vir ons, en hy wys eintlik vir ons sy pastorale hart hier. Hy sê vir ons, as jy 'n vrou is, en jy gaan nou so optree, dat jy daai heidense man van jou gaan kwaad maak, dan gaan hy 10 teen op straat sit. En as jy op straat is as 'n vrou in daai tyd, dan jy was in daai stryds gewees. Ek wou sê, jy het nie 'n kat se kans gehad nie. Dit sou moeilik vir jou gewees het. En Petrus verstaan dit om te sê, vroue, weet dit julle deel is van julle mans, weet dit, hy nog steeds daar moet wees om vir jou te sorg, nog steeds daar moet wees om vir jou te voorsien, en Petrus probeer nie daar 'n rebellie opstook vir die vroue om te loop nie. Die tweede ding, en is die tweede punt wat ek dink wat hy hier maak, wat vir my nog meer belangrik is dat hy sê, weet jy wat, ek het 'n hart vir hierdie mans. Jy as vrou het tot inkeer gekom, tot bekering gekom.
Wie gaan met die mans werk, met daai man van jou werk, sodat hy tot inkeer kom? Dat hy besef, maar dat iets met my vrou gebeur, ek sien dit. Wie gaan dit wees? En dis hoekom hy praat dan met die vroue, so die vrou besef, sy het 'n doel in haar lewe deur op 'n sekere manier te lewe, sodat haar man tot inkeer kan kom. Sodat haar man kan besef, maar hier's iets anders aan hierdie vrou van my, wat wonderlik is, en deel van daai is die submission wat ons nou baie meer oor gaan gesels. Sodat, met ander woorde, dat in jou optrede, jy jou man kan wen, vir die evangelie, vir die woord. Nou wil ek julle vra, met wat ek verduidelik het van hierdie vroue, wat eintlik nie status gehad het, in daai eerste eeuse gemeenskap nie. Wat Petrus hier vir ons kom wys, is invloed sonder beheer. Kom ons dink gou daaroor. En dalk moet dit 'n vraag wees, invloed sonder beheer? Hy wys vir jou, deur te submit, hoe jy iemand kan beïnvloed, sonder om beheer oor die persoon te kry. Sonder om beheer oor die persoon te hê. Nou onthou die eerste punt wat ek gemaak het oor ons reg versus shame and honor. Dis ons reg om te veg. Ons wil veg vir ons reg. Dis wat ons mekaar sê, staan op vir jou reg, jy moet veg vir jou reg. En as hoor ons Petrus sê ietsie anders hierso. Nou as ons gaan dink oor hoe Jesus gelewe het. Jesus het reg gehad as koning van die universe. En dan kom hy in die gedaante van 'n baba. Hy het sy reg om reg te gee, opgegee. En ek wil vir vandag vra, en dis die eerste vraag, ons gaan 4 vragies kry soos ons deurgaan. Ek wil vandag vir jou vra, het jy jou reg om reg te wees al opgegee? Dink bietjie daaroor. Dink bietjie daaroor waar jy met mense vassit of met mense stoei of met dis binne jou reg. Jy's heeltemal reg. Jy het die reg om dit te moet doen. Maar dan gee dit op. Dan sê jy, weet jy wat, ek sal eerder onderdanig wees hierso. Ek sal eerder submit hierso. Waar in jou lewe is dit 'n invloed? Waar in jou lewe is dit 'n ding wat jou dalk stop om in verhouding te lewe? En dit hoef nie noodwendig net met jou man te wees nie. Dit kan vir 'n man ook wees, met jou broers, of met jou familie. Het jy jou reg om reg te wees al opgegee? Have you given up your right to be right? Kom ons kyk na die volgende gedeelte. Hy sê, when they see your respectful and pure conduct. Nou die gedagte is net daar dat ons sal besef dat in daai tyd, as ons praat van respectful and pure conduct, praat ons regtig van 'n morele vrou, en dit is 'n verwysing na die seksuele gedeelte daar om te sê, maar sy was skoon geweest, sy het skoon gelewe. Sy het nie na ander mans toe gegaan of na ander mans rondgekyk nie. Dat jy op so 'n manier lewe dat jy respekvol teenoor jou man en puur gelewe het, skoon teenoor hom gelewe van 'n seksuele kant af. En dis wat Petrus hier vir ons wys. Vers 3 is dis eintlik so duidelik. Do not let your adorning be external. Met ander woorde, dit wat jy aantrek en hoe jy lyk, moenie dink net aan die uiterlike nie. Nou ek wil nie nou vandag sê, hier staan the braiding of hair and the putting on of gold and jewelry or the clothing you wear. Dit beteken nie dat jy nou, jy weet, Sondag by die kerk met 'n willebos hare moet aankom, geen juwele nie en sonder klere, en dis nie wat hier staan nie. Wat daar staan is dat jy jou modesty, deur modest aan te trek, mense kan wen vir die evangelie. Dis wat Petrus hier probeer uitkom by. Kyk mooi, hy sê deur modest te wees, kan jy mense wen vir die koninkryk. En dis wat ons vir mekaar moet sê, want ons lewe in so 'n wêreld, maar jy reg, ek kan aantrek, ek kan wat uithang, ek kan doen wat ek wil met hoe my lyf lyk. En die punt is, hy sê hierso nee, hy sê moenie laat dit gaan oor hoe jy buite lyk en wat jy aantrek of nie aantrek nie. Dit moet gaan oor iets anderster. En daai iets anderster sien ons in vers 4. Hy sê, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of gentle and a quiet spirit. A gentle and a quiet spirit. Hoekom? Which in God's sight is very precious. Hoekom? Dis in God se oë waardevol. Nou wil ek vir jou vra, broer en suster, vriend, wat doen jy met iets wat waardevol is? Wat doen jy met? Dink 'n bietjie daaroor. Dink 'n bietjie as jy iets het, dalk het jy 'n diamantring of iets van juwele, of jy het 'n kreerand daar ergens wat jy bære, of jy het iets wat waardevol is. Wat doen jy daarmee?
Dalk het jy 'n fiets wat jy ry elke naweek wat baie geld kos. Jy pas dit op, jy bewaar dit. En dieselfde ding gaan ons sien met as God sê, hierdie is vir my precious, hoe God optree wanneer hy oor daai preciousness praat. So, a quiet and a gentle spirit is precious in God se oë, en ons gaan sien hoe God optree wanneer iemand met 'n quiet and a gentle spirit optree. Nou sê ons in Petrus se tyd het mense gedra wat die kultuur voorgestel is. Nou wil ek vandag vir jou sê, weet jy wat, as jy nou hierna kyk, dan kan jy ook gaan sê, ja nee, ek het nou gepost en ek het perform, en dan word hierdie nou 'n bietjie later gepost. Jy weet, dis wat ons doen. Of jy vat jou foon vir jou Instagram, en dis weer 'n, jy weet, dis 'n post en 'n perform en 'n post. Daar gaat ons, dis is ons werk. Maar ek wil vir jou vra vandag, en dis die tweede vraag waarby ons uitkom, waar is die druk om te beïndruk by jou? Waar is daar druk om te beïndruk? Want wat ek sien wat hy hier vir ons sê, hy sê ons word geroep uit die druk om te beïndruk uit, na iets innerlik, iets geestelik. Dis waarna hy ons roep. So dink 'n bietjie, waar jy vakansie? Dink aan die horlosies in jou laai. Dink aan die gewere in jou kluis. Dink aan jou vriendekring, dink aan waar jy bly, jou adres. En dalk as jy 'n student, dalk as jy nog op skool, dink aan jou punte. Dink aan die vakke wat jy het en hoe jy presteer in daai vakke, of dalk nie presteer in daai vakke nie. En my vraag is net, waar is jou druk om te beïndruk? Waar is dit? Dink daaroor. En dan wil ek jy vra, en dat moet jy pause druk nou, of die ding stop, en sê, maar wat gaan jy daaromtrent doen? Wat gaan jy daaromtrent doen? Hoe gaan jy verander met hierdie druk om te beïndruk? Want ons bly in hierdie wêreld, en daar's ja, ek moet my ma en pa beïndruk, ek moet die pastoor beïndruk, ek moet die gemeentelede beïndruk, ek moet my familie, my vrou beïndruk. Waar is daai vir jou? En wat gaan jy daaromtrent doen? Kom ons kyk na vers 5 en 6. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves. Wat hulle aangetrek? Hoe het hulle self adorn? Dan sê hy so, by submitting to their own husbands. Is dit hulle klere drag? Is dit hoe hulle gedra? Ja, dis hoe hulle self gecover het, deur te submit aan hulle husbands. En dan kom hierdie beautiful gedeelte, en dis eintlik vers 5, 6 en 7, praat Petrus van wat hier in Abraham se storie, Abraham en Sarah se storie gebeur het. En daar staan, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. En Lord beteken in hierdie konteks net eenvoudig, hy is my baas, hy is die een wat besluit, en dan sal ek dit gaan doen. Calling me Lord, hy het hom Heer genoem, hy is my Heer. En dan sê Petrus hierso, and you, wie is you? Dis ons. Dis jy, my vriend wat luister. Are her children. Kyk mooi, hy sê nie are her daughters nie, hy praat hierso van are her children. Dis op mans ook van toepassing. If you do good, nou wat se do good gaan dit wees? Om te submit. If you do good and do not fear anything that is frightening. En daai gedeeltelike dinge kom uit Jesaja uit, waar hy sê, moenie so bang word vir die goed wat mense bang maak nie, jy behoort nie so te wees nie. Omdat jy submit, omdat jy jou hoop in die Here gestel het. Ons sien dit in daai eerste gedeelte in vers 5, hy sê, who hoped in God. Nou kom ons sit vers 7 by. Daar staan likewise husbands. Daar likewise, hoe? Jy submit. Net soos ons gepraat het van die slawe en die eienaars. Dan sê, live with your wives in an understanding way, showing honor to the women as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. En ons sien hoe die hele gedeelte draai om Sarah en Abraham. Nou is die belangrike ding, kom ons gaan kyk gou, wat het hier met Sarah en Abraham gebeur? Want ek dink daar's iets ryks wat hier uitkom om te sê, ek gaan hierdie so bietjie beter verstaan nou. Ons kyk na Genesis 18 vers 12. Daar staan, so Sarah laughed to herself, saying, after I'm worn out and my Lord is old, shall I have pleasure? En daar is die gedeeltetjie wat sê, wat spesifiek verwys na, sy het Abraham Lord genoem. En daai gedeelte in Genesis 18 is waar Abraham sit, en julle kan dit gaan lees Genesis, jy kan by Genesis 11 begin, en dit gaan oor die toring van Babel, en dan op die einde sien ons hoe Tera, Abraham se pa, en Sarah se pa, hulle het dieselfde pa gehad, hulle was regtig boetie en sussie, maar hulle het verskillende ma's gehad.
Abraham se vrou, en Abraham was boetie en sussie gewees. Dieselfde pa, maar verskillende ma's gehad. Okay? Hoe hulle geroep word dan begin hulle beweeg, en in hoofstuk 18 sien ons hoe die drie mense by Abraham aankom, en dan vind hierdie gesprek plaas waar Sarah dan sê, my Lord, wat sy dan met hom praat, of oor hom praat, as die een wat oor haar is. Nou as ons gaan kyk na hoofstuk 12, en spesifiek vers 7, is die eerste keer waar God vir Abraham sê, to your offspring I will give the land. Met ander woorde, Abraham, jy gaan kinders hê. Nou wil ek vir u vra vandag, hoe gaan Abraham kinders hê? Waar gaan daai kinders vandaan kom? Want as jy gaan kyk na wat vroeër daar staan in hoofstuk 11, of toe hulle getrek het in die begin hoofstuk 12, sien ons dat Sarah al 65 jaar oud was. Nou ek wil net vir u sê, ek het nog nie 'n 65-jarige swanger vrou gesien nie. Dis net iets wat gebeur, en dis verby 'n vrou se tyd om te kan babatjies kry, om 'n offspring te kan lewer, om 'n offspring te kan gee. En broer en suster, dit was vir Abraham dieselfde gewees. Die Bybel sê sy vrou was nie swanger nie. Gaan kyk mooi. Daar praat van wie Abraham se pa is, waar hy vandaan kom, en dan sê hulle net Sarah, Abraham se vrou, en sy was nie swanger gewees nie. En kom ons gaan kyk, daar staan in Genesis 12 vers 13, en hulle was, dit het hongersnood gebring, en daar was hongersnood gewees, en toe gaan hulle in Egipte, en Egipte is 'n teken van die wêreld. Hulle stap in die wêreld in, en Abraham besef toe, maar hy het 'n mooi vrou, fisies 'n mooi vrou, en hy sê toe van, maar weet jy wat, nee, as ons nou hier gaan kom, gaan hierdie mense jou wil vat, en hulle gaan my doodmaak, so kom ons sê, jy is my sussie. Kom ons sê, jy is my sussie. Ek wil vir u vra, dink u, Abraham het sy vrou geëer in daai situasie? En die antwoord vir my is nee. Kom ons kyk, Genesis 12 vers 13, dis op daar. Daar staan, say you are my sister, that it may go well with me because of you, and that my life may be spared for you, for your sake. Ons kan sien dat Sarah baie maklik daar kon gesê het, weet jy wat, Bram, my man, ek gaan nie hierdie doen nie, ek dink jy is crazy. Ek gaan oppak en ek gaan teruggaan na my pa, Tera toe. En Tera het nog gelewe, gaan doen nie sommetjie. Toe Tera 70 is, toe is Abraham gebore. Die Here roep vir Abraham, toe Abraham 75 is, toe is Tera 145. En ons sien aan die einde van hoofstuk 11, Tera wat 205 jaar oud geword. So Tera het nog gelewe, toe Isak gebore was. So streng gesproke kon Sarah gesê het, weet wat Abraham, hierdie kite vlieg nie, ek gaan terug my pa toe, ek gaan nie hierdie doen nie. Maar weet wat kies sy? Sy kies om te submit. Sy kies om te submit. En hier is die mooi ding. Onthou julle wat ek vir julle gesê het, van hierdie gedeelte van wat precious in God se oë is, a quiet and a gentle spirit. Sarah het so opgetree. Dis precious vir God. Kyk wat gebeur, en dis nie net een vers nie, ek kan die tweede vers ook vir julle wys, in Genesis 18. In Genesis 12:17 staan daar toe nou, but the Lord afflicted Pharaoh and his house with great plagues. Hoekom? Because of Sarah, Abraham's wife. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Sy gee op haar reg om reg te wees, en dan tree God in. Dan vat God daai en sê, ek sien dis precious vir my, en hy tree op, en hy beskerm haar. En dieselfde sien ons in Genesis 20 vers 18. For the Lord had closed all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Beautiful om te sien hoe God optree. 2 verse, as jy dit gaan lees nou, ek dit sit hulle teen mekaar daar, dat jy dit kan sien. Sê dit vir jou dieselfde. God het opgetree, toe daai ding plaasgevind het, wat Abraham nie vir Sarah geëer het nie. Nou gaan ons sê, goed, kom ons kyk bietjie, hoe het hulle gelewe dan, as ek nou so stelling maak. So ons sien in Genesis 20 vers 13, kyk nou mooi wat hier gebeur. Nee, want ons doen in hierdie moderne lewe van ons, lees ons mos net 'n versie, of ons lees 4 versies, en dis wat ons nou gelees het. Gaan lees bietjie van Genesis 11 tot Genesis 23, gaan lees dit 'n paar keer deur, dan kyk jy wat gebeur, dan kyk jy wat die Here vir jou wys. Hier staan, and when God caused me to wander, met ander woorde, Abraham praat nou met Abimelech, from my father's house, I said to her, Abraham sê aan Sarah op daai stadium, this is the kindness you must do me, at every place to which we come. Say of me, he's my brother. Hoor jy wat sê hy? Op elke plek waar ons kom,
Nou wil ek vir u vra, hoeveel plekke was hulle op gewees? By hoeveel plekke het hulle gestop? As jy gaan lees daai gedeelte in Genesis. Daar is baie plekke. En hy sê, by elke plek waar gestop het, het hy so opgetree. Wat beteken dit vir ons as ons daarna gaan kyk? En as ons gaan kyk van 'n shame en honor perspektief af, sien ons eintlik hoe Abraham haar verneder het, deur so op te tree. Hy het haar nie geag as sy vrou nie. Eerste rede, sy kon nie vir hom 'n kind gee nie. Sy kon nie. Tweede rede, want hy was bang hy word doodgemaak. Dis wat hier besig is om te gebeur. Nou wil ek jou vra, as jy gaan kyk, ek het 'n skyfie daarop, hoeveel keer in hierdie gedeelte praat God met Abraham en dan sê hy, Abraham jou vrou, of Abraham se vrou, his wife. En dis van, ons het dit gekry in die eerste vers, in Genesis 11 vers 30, ons weet dis sy vrou, maar God herhaal dit. God homself herhaal dit 6 keer. Ek het hier 17 en ek het gelys hierso vir u. Ek het 17 keer waar hy praat van either his wife or Abraham's wife. Hy hou dit aan sê, hy sê sy is jou vrou. Sy is jou vrou. Abraham, sy is jou vrou. Sy is jou vrou. Ons gaan aan sê dis genoeg. Ek weet sy is Abraham se vrou. En dis wat hy vir Abraham probeer sê, dis jou vrou Abraham. En Abraham is by elke plek waar ons stop. Sy is my sussie. Sy is nie my vrou nie. En die rede hoekom sy nie my vrou is nie, en hoekom hy so optree, is want toe hulle die boodskap gekry het van God om te trek, het sy vir my nie 'n afspring gegee nie, daar was nie 'n kind nie, en sy kon ook nie vir hom 'n kind gee nie, want sy was postmenopausal gewees. Nou wil ek vir u vra vandag, vir jou vra vandag, hoeveel keer moet God vir jou iets sê voordat jy luister? Dink daaroor. God het vir Abraham 6 keer, wat hy met hom praat, sê dit vir hom. Hy sê vir hom, sy is jou vrou. Sy is jou vrou. Ek wil by die gedeelte kom wat eintlik skokkend is, as jy mooi daarna gaan kyk, want in hoofstuk 18, kom God en hy sê vir Abraham, jy gaan 'n nageslag hê, en hy vra eintlik vir hom, hy sê, waar is jou vrou Sarah? En Abraham sê, nee, sy is in die tent, en dan sien ons die stukkie waar sy lag. Nou kom hy, en hy sê vir Abraham, jy gaan oor 'n jaar se tyd, gaan ek wie wees, en dan gaan jy kind hê. Hoor mooi, hy sê, oor 'n jaar se tyd, gaan ek weer wees, en dan gaan jy kind kry. En dis in hoofstuk 18. In hoofstuk 19 vind Sodom en Gomorra plaas. In hoofstuk 20 loop Abraham in Gerar in. Hulle trek Gerar toe, is die plek se naam, waar Abimelech bly. Hoor mooi wat ek nou gaan sê, jy kan dit gaan lees, dis daar. God sê vir hom, jy gaan 'n kind kry, en jy gaan dit by jou vrou Sarah kry. Abraham stap in Gerar in daai jaar, en hy gaan sê vir Abimelech, nee, dis my sussie daai, dis nie my vrou nie. Met ander woorde, hy het nie geglo wat God vir hom gesê het nie. Hy het nie geglo wat God vir hom sê het nie. Hy het nie Sarah geëer soos 'n man 'n vrou behoort te eer nie, alhoewel sy submit het. En nou het ek 'n tabel wat ek hier opsit, en ek wil dit graag lees. Dit is so mooi om te sien hoe Petrus dit uitvat uit hierdie gedeeltes in Genesis 18 na Genesis 20 toe. In Genesis 18 en 20 sien ons, Abraham het sy vrou eintlik abandon. Despite, hoor mooi, despite the divine knowledge, dat sy 'n kind gaan hê. God het vir dit vir hom gesê. Nou wil ek vandag vir jou vra, my broer, ek wil vandag vir jou vra, hoeveel keer tree jy so met jou vrou op, dat daar 'n divine boodskap is van God oor jou vrou, wat jy weet, God het dit oor haar lewe gespreek, gesê oor haar lewe, en dan tree jy op in 'n abandoning way. En ons sien ons in vers 7, die eerste gedeelte, hy sê, husbands, live with your wives according to knowledge or understanding. Wat's 'n knowledge and understanding? Dat daar woord oor haar lewe is. Dat sy deel is in hierdie genadegawe wat God vir ons bestem het. Lewe so saam met haar. Abraham het dit gelos. Dan die tweede ding sien ons, Abraham dishonors Sarah. Abimelech restores Sarah's honor. A Gentile
gaan in restore onder. Hy sê daar, dis eintlik so snaakse stukkie wat in die Bybel is. Hy sê, nadat dit nou uitgekom het, dan sê vir Sarah, gaan sê dit daar vir daai broer van jou. Nee, gaan sê vir jou broer, ek het 1000 silwerstukke vir hom gegee, om jou eer te bewys, om vir jou eer te gee. Dis iets wat Abraham moes gedoen het met sy vrou. Hy moes haar geëer het. Dis onder sy dekking wat sy beweeg het te geloop het. Maar hier kom Abimelech en hy wys vir Abraham, dis hoe dit moet werk. Dis hoe dit behoort te wees. Dan sien ons in die derde gedeeltjie hier, so Abraham disbelieves God that Sarah, given her infertility, sy's post-menopause, sy's verby, will be the mother of the promised offspring. En hier kom die gedeelte in, waar hy sê, as the weaker vessel. Nou daar is baie dinge al deur die geskiedenis geskrywe wat eintlik skokkend is, jy weet, juffrou is intellektueel minder as mans, wat te bog. En daar praat hy van 'n fisiese gedeelte, maar ek dink hy verwys as jy nou gaan kyk na Sarah se postmenopausal gedeelte, na die feit dat 'n vrou net op 'n sekere stadium nog vrugbaar is. Ons sien vir Abraham dat nadat Sarah op 127 dood is, het Abraham nog 6 seuns gehad by Keturah. En dan sê God vir ons, as the weaker vessel, since they are co-heirs of the grace of life, nie net in Isak wat gebore is, waar jy 'n co-heir is, in hierdie boodskap, in hierdie belofte wat ek vir jou gee nie, ook in Jesus Christus sê hy dit. Dis pragtig, dis wonderlik om dit te besef, dat saam met jou vrou, God het hierdie vrou geskep, sodat hy sy majesteit, sy krag, kan wys vir Abraham en vir Sarah en vir ons om te sê, kyk, ek gaan iets doen hierso, ek wil vir julle wys hoe ek 'n Isak roep, 'n Isak uitbring uit 'n dooie vrou uit 'n vrou uit wat nie kan lewe gee nie. Bring ek 'n Isak voort sodat ek Christus op die einde kan stuur. Dis wonderlik. En Abraham sien daai nie. Hy besef dit nie. En dan sien ons aan die einde van hoofstuk 20 Abraham bid. En God luister en hy maak die baarmoeders weer oop van die vroue van Abimelech, dat hulle kan kinders kry. Nou as jy na daai werkwoord gaan kyk om te sê hindered by treatment of Sarah, of die closeness van die baarmoeder, is presies wat Sarah gebruik het om te beskryf wat sy gehad het. Nou my liewe vriend en vriendin, verduidelik vir my, hoe kan hy hier vir Abimelech bid en hulle word gesond terwyl hy nie vir Sarah kon bid nie? Of is die vraag dalk, het hy vir Sarah gebid? Want ons sien waar Abraham kom en hy stop, bou hy altare. En God praat met hom en hy bou 'n altaar. God praat met hom en hy bou 'n altaar. Dit sê vir my dat hy besig is om met God te praat, dat daar gebed plaasvind, maar sy gebede word verhinder. Sy gebed vir sy vrou word verhinder, omdat hy nie glo dat God regtig deur Sarah die beloofde Isak sal stuur nie. En dis wat ons sien hierso. En dis hoekom Petrus kan skryf daar, so that your prayers may not be hindered. My broers, wat verhinder jou gebede? Of dalk moet ek dit anders vra, soos die skyfie dit het, word jou gebede verhinder? Dink daaroor. Sê nee, ek bid, dan gaan dit in die dak vas. Is ons lewende wêreld van soveel konflik binne in die huis. Wat stop ons gebede? Wat stop jou gebede? Ek het jou nou net gewys, jy het Abraham se lewe uit. Amazing geloofsheld. Hoe voel hy sy opgetree teen sy vrou? En dan sê Petrus vir ons, watch out, dit verander jou gebede. Dit stop dit wat jy God vra. Hy op gaan antwoord en hy sê dit vir ons. Ek wil afsluit en ek het die 4 vrae weer op. Waar is die druk om te beïndruk in jou lewe? Gaan dink daaroor. Ons sien dat hierdie vroue het hulle vertroue in God geplaas. Sarah het nie nodig gehad om iemand te beïndruk nie. Niemand nie. En dis hoe sy gelewe het. Tweede vraag is, het jy jou reg om reg te wees al opgegee? Ek weet nie waar jy besig is om te stoei mee, in wat se hofsaake of regsgedinge jy betrokke is nie. Wat se twist tussen jou boetie en sussie of neefies en niggies is, ek weet nie, maar het jy daai reg om reg te wees opgegee? Want ons sien wanneer jy so begin lewe, dan jy 'n quiet en
in 'n calm spirit, en dis precious vir God, en dan begin God beweeg. Met ander woorde, wil jy God sien beweeg? Leef in submission. As jy God wil sien beweeg, leef in kalmte en vertroue in wie hy is, dan kyk jy hoe beweeg hy vir jou. Die derde een is, hoeveel keer moet God vir jou iets sê voordat jy luister? Ek het 17 gevalle uitgehaal waar daar verwys word na Abraham se vrou as Abraham se vrou, sy vrou. Hulle kon net gesê Sarai. En dan die laaste een is, word jou gebede verinner. Wat gaan jy doen? Bid julle as man en vrou saam, as jy getroud is? Of tree op so 'n manier op, dat God die Vader na jou kyk en sê, my kind, ek wil vir jou hoor, maar ek sien jy optree, ek sien hoe minag jy wat ek vir jou gegee het, en wat ek bepaal het hoe jy behoort op te tree. En dis wat ons hier in die Genesis storie sien. Ek wil vir jou bid. Vader, ek wil dankie sê vandag vir hierdie boodskap. Dankie dat ons bietjie kon diep gaan. Dankie dat ons kon sien hoe u iets van submission vat, wat so counter ons kultuur is, wat so teen ons kultuur is, en dan kom seën u dit, en dan tree u op namens die een wat submit, die een wat haar regte opgee om reg te wees. En dan sien ons hoe tree u op, maar meer nog, dat u getrou is in u beloftes. Dankie dat ons daaraan kan vashou, dankie dat u ons so gemaak het, dat ons mekaar kan eer, dat ons teenoor mekaar kan in submission lewe. Ons sê vir u dankie daarvoor, en mag ons aanhou so lewe. Ek bid dit in die naam van ons Koning Jesus. Amen.